So ek gaan vanaand begin deur om net 'n paar vriende aan julle bekend te stel. Dan gaan ek 'n inleiding gee vir die kursus en dan gaan ons 'n bietjie deur die program hardloop en dan aan die einde gaan ons lekker ruimte maak vir vrae. En van die mense wat hierso teenwoordig is vanaand is Dr. Magnus Habenga. Hy is die NG Kerk se synodale predikant vir teologiese opleiding. Magnus, jy hoef nie nou iets te sê nie, jy kan later praat. Sou jy net voorstel, Magnus is daar, so dankie dat jy 'n video aangesit het, Magnus. Dan het ons ook vir Saries Retief. Sy is 'n predikant op die Weskus. Saries, as jy wil jy dalk 'n bietjie ietsie sê oor jouself of waar jy vandaan kom? Is jy right vir nou? Okay. Dus Saries en haar man Piet is ek het vir Piet nou hoe jy is, Piet, okay. Gesien hulle is deel van die NG Kerk is 'n algemene taakspan vir kerklike opleiding en ons werk saam om die formasie van ons studente mooi te laat skiet. Ons werk lekker gesprekke saam en hoe ons die leerervaring vir die studente vrugbaar kan maak. Piet, welkom, wil jy ietsie sê of jy right? Okay, Piet is right, Piet Retief, daar sê. Hy is in die NG Kerk die man met die beste baard. Dan het ons twee van my studente, ek het hulle gevra om so 'n bietjie oor hulle storie te deel. Ons het vir Joshua Jansen van Vieren, Joshua is van Durbanville NG Kerk. Josh, ek weet nie of jy gou jou skerm net kan aansit nie, maar die mense gaan jou in 'n geval sien. Daar's Josh, lekker. Hulle is besig met interskole, so hy het spesiaal tyd uitgesit om vanaand teenwoordig te wees by ons vir so 'n paar minute. Josh, as jy klaar is en jy moet gaan, dan is jy meer as welkom om jouself te Dis verskoon. goed reg so. Ja, ons het daarom nou net klaar gemaak. Ek is nou nog hierso by die venue, maar ja, baie dankie. Okay. Het julle gewen? Nee, ongelukkig nie. Was close geweest, maar volgende jaar sal ons Okay. maar weer probeer. Ons daarom meer as een Okay. sport. Asai, mooi Josh, dankie. En dan Bason Geldenhuys, ons ook daar vir die noordelike voorstede. Hy is in Sonstraal gemeente. Hy het oor die paar maande wat ons saam is ook 'n goeie vriend geword en 'n kollega. So Bason, wil jy ietsie sê oor jouself? Jy gaan nou baie tyd hê, maar as jy net wil hallo sê, kan jy net begin. Goeienaand almal. Dis 'n voorreg om later my storie met julle te deel. Ja, soos Dominee Jaco sê, dit was 'n ongelooflike reis. Dis al wat ek nou vir nou wil sê. Ek sal later verder daaroor gesels. Dankie julle. Vriende, so ek gaan so 'n klein inleidingkie gee en dan gaan ek vir Josh en vir Bason vra om hulle stories te vertel. Hierdie kursus is ontwerp meer as 10 jaar terug vir gemeentes waar daar lidmate was wat behoefte gehad het aan preekopleiding. So waar daar 'n gemeente is wat nie noodwendig 'n leraar kan bekostig nie of wat vakant is, het die kerkraad met die synode versoek om preekopleiding te gee vir ouderlinge. En oor die 10 jaar het hierdie kursus ontwikkel tot en met wat dit nou vandag is, en toe ek verlede jaar Augustus aangestel is in die pos, toe het ek die werk gekry om die hele kursus te hersien, al die inhoud te hersien en dit ook meer gestruktureerd te maak. En persoonlik was ek oorweldig oor die belangstelling in die kursus. So tans net in die eerste jaar so 90 studente oor 2-3 lande in ek weet nie hoeveel denominasies nie. Ons jongste student, ek dink Josh, nee, dis nie jy nie, dis Anja. Ek dink ons jongste student is 20 en ons oudste student is 80. So die kursus strek oor alle denominasies, alle ouderdomsgroepe, alle kultuurgroepe. Ons het klas in Engels en in Afrikaans. So as jy behoefte het aan teologiese opleiding, dan is hierdie plek om te wees. Net 'n belangrike ding voor ek vir Bason en vir Joshua oorgee. Alhoewel die kursus ontstaan het vir lidmaatbemagtiging in gemeentes wat nie noodwendig
leraars het of kan bekostig nie, is dit nie meer die fokus van die kursus nie. Die fokus van die kursus is nou uit en uit om disippelskap in die kerk te bevorder. So alhoewel dit ook beteken dat waar daar vakante gemeentes is, en dan leiers opgelei word, die doel wat ons met die kursus het, is nie net om die sukkelende gemeentes te help nie, maar om alle gemeentes oor alle denominasies in die kerk te bemagtig met goeie disippelskap en leierskap wat gemeentes en gemeenskappe kan dien. So ons werk met mense wat sê hulle voel die Here roep hulle om byvoorbeeld eredienste te doen of diakonale werk of pastorale werk. Maar ons werk ook met mense wat sê ek het dit hongerte vir disippelskap, ek wil meer leer van die Here, ek wil meer leer van die kerk, ek wil meer leer van geloof. So daar's 'n baie verskeidenheid studente met 'n baie verskeidenheid redes wat by ons sit. Dan is daar ook mense, en Pastor kan ook iets oor dit vertel, wat hulle begin die kursus swat en dan by die gogga hulle en dan artikuleer hulle. Dit beteken hulle beweeg op in teologiese studies wat aan die einde kan lei tot by leraarskap. So, dit mag dalk so wees dat jy inskryf vir die kursus en dat jy voel jy wil nog verder studeer en dan staan 'n paadjie wat ons vir jou bou om jou te help met dit. Dit 'n inleiding. Voor ons wegspring met die kursus inhoud en hoe die program werk, het ek gedink dit is goed om net vir 2 van die studente te vra om net so 'n bietjie hulle ervaring te vertel. Wat leer hulle in die kursus, wat het hulle verwag van die kursus en wat het hulle gekry uit dit uit en ja, hoe voel dit om die kursus te doen. So Josh, ek dink jy is die besigste, so ek gaan vra dat jy eers gaan en ja, vat jou tyd en gesels met ons wat jy ook nodig het om mee te deel oor jou ervaring. En dan as jy klaar is, dan sal ek vir Bason gee. Dan as jy moet gaan, dan kan jy jouself verskoon, okay? Is 100%. Baie dankie Jaco vir die geleentheid. Ek het aanvanklik so 4 jaar terug het ek vir die eerste keer 'n gedagte gekry wat ek gevoel het die Here het oorspronklik vir my gesê, Joshua, dalk moet jy dalk so 'n bietjie navorsing gaan doen, kyk rondom wat teologie is, en op daai stadium was ek nog 'n onderwysstudent gewees en ek vra toe vir my pa wat 'n predikant is, wat beteken hierdie nou? Beteken dit nou ek moet opskop en gaan teologie swat? Wat presies behels dit? En dit was toe die eerste keer wat ek gehoor het van die kursus en my pa sê toe vir my, okay, byt net vas, maak klaar met jou kursus en dan kan jy miskien dalk die bedienaars van die woord gaan kursus gaan doen. En ek het gedog, okay, maar wat gaan ek alles met dit kan doen? En ek dink dit is waar hierdie jaar eintlik my perspektief rondom 'n klompie dinge verander het. Ek het die geleentheid gehad om nou op verskeie kere baie met Dominee Jaco te gesels oor wat mentorskap behels, veral in verskillende kontekste. So wat die kursus op hierdie stadium wat ek beleef het, was uit en uit 'n geval gewees van dit is nie net gewees hoe om die Bybel te interpreteer nie, maar dit is werklik waar om op verskillende maniere en in verskillende beroepe jou roeping te kan uitlewe. Vir my as 'n onderwyser was dit nou gewees spesifiek, hoe kan ek kennis in die Bybel en wat ek geleer het gebruik in my klasse? En op so 'n manier, ek is iemand wat glo dat die geleenthede wat op mense pad gesit word, baie van die tyd kom van die Here af. En in dieselfde tyd het hy vir my by die skool in 'n klompie posisies gesit wat ek aanvanklik gedog het, ek dink nie ek gaan hierdie kan regkry nie, en hierdie kursus het my uit en uit gelei om dit bietjie meer suksesvol en eintlik om vertroue in myself te hê en om vertroue in die Here te hê oor hoe ek miskien dalk 'n funksie gaan lei, hoe ek werk baie 1-aan-1 met berading en met van die jonger hierso tussen graad 8 en matriek, en op so 'n manier hulle het vertroue terug in my. So ek sou definitief sê die kennis wat 'n mens opbou in hierdie kursus, en dit is soos wat Dominee Jaco sê, dis amper 'n gogga wat 'n mens byt. Met oefening is dit ook baie van die tyd so, mens probeer dit een keer en dan voordat mens weet en dan doen jy 'n marathon
En partykeer dan het mense genoeg geoefen nie en dan gaan mense bietjie terug, mense trek die lyne en hierdie is 'n manier wat daar konstant met die mentorskap wat ons ook het, wat die kursus vir ons gebied het met ons predikante, is dit werklik waar as ek 'n vraag het, kan ek of vir Dominee Jaco gaan vra en hy sal vir my kan antwoord. En is ook 'n safe space. Die klasse het 'n gemeenskap geword, waar daar's verskriklik baie mense van verskillende ouderdomme en agtergronde en op die einde van die dag voel dit nie vreemd nie. Dit voel nog steeds ons het daai een ding in gemeen en dit is om te leer. So vir my in my roeping, ek dink die vraag wat ek konstant vir myself gevra het is wat is my roeping en hoe gaan hierdie kursus vir my help binne in dit. So ons het hoofsaaklik in een van die eerste modules wat ons gedoen het baie gegaan rondom hoe lees 'n mens die Bybel en hoe kan 'n mens presies dit vertrou dit wat 'n mens lees en dan het ek teruggegaan en wanneer ek Bybelstudie doen en dit gee weer eens daai die belangrikheid van konteks en dat mens in diepte wanneer jy mens gaan Bybelstudie doen dan vra jy hierdie verskillende vrae en dan kom mens agter maar hierdie was nou in klas bespreek maar hierdie is nou 'n manier hoe ons hierdie kan doen en ek en my predikant gaan praat ek kan met Dominee Jaco gaan praat of ek kan dit net op die groep plaas en vra wat dink die ander mense daarvan. En dan nou hierdie module het ons baie gefokus rondom kerkgeskiedenis en die eerste Christene. En ek dink vir my die ongelooflike gedeelte daarvan, mens dink okay, dit is baie rondom hoe is dit om 'n goeie disipel te wees, maar die gesprekke wat ek al kon gevoer het rondom die inhoud wat ons doen in die kursus, kon ek al vir ure lank gesit het met meesterstudente in teologie. Vir my met iemand is wat uit 'n predikantshuis uitkom, het ek nie altyd eers geleer oor die verskillende kerkgeskiedenis. Mens verwag dit, maar mens doen nie regtig nie. En hierdie kursus was 'n manier gewees wat dit vir my roeping kon bevestig het. Aanvanklik het ek gedink, okay, ek gaan hierdie gaan doen om miskien ook 'n predikant te word. En toe meer en meer toe kom ek net agter met die mentorskap en ek wil nou amper al sê baie van die klasse het dit vir my gevoel dit is baie soos amper fasilitering waar mens praat oor al hierdie verskillende goeters in ons leeswerk wat ons doen. En dan is dit amper net soos 'n baie lekker gesprek wat plaasvind en in daai gesprekke toe kom ek agter wat is my roeping. So ek dink as 'n mens half nog baie verlore is rondom wil mens hierdie kursus doen of nie, dit is vir my 'n geval gewees van dit is waar ek my roeping ontdek het binne in die onderwys en miskien dalk toekomstig vir wat ek eendag verder aangaan wil doen, afhangende van wat die Here vir my toelaat om te doen en ek gaan alles in my kapasiteit doen en ek dink ook soos ek sê die kursus is op so 'n manier wat ek beleef het saamgestel met mense wat mense handvat en 'n stap en 'n pad saam met 'n mens stap. So om die vertroue wat 'n mens het in mense dosent en in mense studente is ongelooflik. Buite nie net op 'n maandag nie, maar wanneer ons klasse is nie, maar reg deur die jaar. Byvoorbeeld een van die ander studente is by my pa se kerk sy is ook daarso in die gemeente en ek en sy kon al ook 'n klompie interessante gesprekke gehad het. So ek dink behalwe vir die feit dat ek voel dit is vir my lekker, voel dit vir my dit is nodig om net in die algemeen presies te weet wat is dit om 'n Christen te wees en hoe kan ek dit en my roeping inpas in my lewe. So ja, dis also ek het nou baie gepraat en baie dankie Jaco vir die geleentheid. Ek dink ja, dit is wat ek sou sê. Dankie Josh. Julle ken nie vir Josh nie, maar hy het die kursus begin doen en hy so 'n paar maande in is hy verkies op sy gemeente se kerkraad. En hy speel 'n ongelooflike goeie rol nou om 'n volgende generasie leiers in sy gemeenskap op te lei. En hy doen so deur sy kerkraad, maar ook weet soos dat hy vertel het deur om sy roeping in sy skool waar hy werk uit te leef. Josh, ons is trots op jou en ons is baie dankbaar vir jou. Dankie vir jou storie en dankie dat jy so 'n goeie voorbeeld is vir ons van disipelskap.
Baie dankie Thanks, Jaco, ek George. waardeer die geleentheid. En dan nog 'n student, Spason. Spason het 'n verskriklike spesiale storie en getuienis en hy wil ook verder gaan studeer. So Bason het ingeskryf vir nagraadse diploma in teologie. En terwyl hy hierdie kursus klaarmaak, een van die studente wat ek die meeste mee praat en wat ons mee gesels en dit al in 'n vriendskap ontaard. So Bason, ons luister graag na jou. Baie welkom. En baie dankie Dominee. Dankie vir die geleentheid dat ek my storie kan deel. Ja, ek was van kleins af uit ek 'n diep verlange gehad om 'n predikant te word en ek was al van vroeg af, van 4 jaar oud af, ek was die droom al daar om die woord van God te verkondig. Ek het groot geword hier in Brackenfell en in Parow en was op die hoërskool hier in Pretoria. En gedurende my stand 8 jaar is my pa verplaas na die ou Jan Smuts lughawe en ons het toe verhuis na Kempton Park, maar ek het soos enige tiener waar ek agterbly by my maats hierso en ek het toe hier gebly tot die begin van matriek en toe sê my ouers vir my jy moet nou maar ook Kempton Park toe kom, anders gaan jy nie matriek maak nie. So na matriek wou ek teologie studeer, maar as gevolg van omstandighede, finansiële omstandighede wat my maale nie dit kon bekostig om my voltyds te laat studeer nie. En as gevolg van sport en allerlei goed, het ek toe op die ou einde, want ek moes stuks na 5 studeer en het ek toe op die ou einde stadsbeplanning gestudeer en ek is vandag 'n stadsbeplanner by 'n staatsdepartement. Maar soos ons almal met ons almal baie kere gebeur, in my geval het dit ook het daar 'n groot krisis en onverwagte beproewing met my gekonfronteer. Sommige was groot en ander klein, maar in Augustus 2021 het ek een in die gesig gestaar wat ek nooit sou verwag het nie. Op 'n laat middag, ek sal dit nooit vergeet nie, het my dokter my gebel, erg ontstel om my te laat weet dat my bloedtoetse 'n sterk aanduiding van kanker toon. Na verdere toetse en biopsies is ek op 18 Oktober 2021 geopereer om die kanker te probeer te verwyder en dit was 'n baie groot operasie wat veronderstel was om 'n vinnige herstelperk binne die hospitaaltyd te hê. Tydens die operasie het my long plat gevang wat 'n hoë koors veroorsaak het wat die dokters nie kon gebreek kry nie. Hulle was onseker oor die oorsaak en op die 3de dag het ek wakker geword, gedisoriënteerd en onseker oor waar ek was. Dit was hier in hierdie oomblik dat ek die Here se teenwoordigheid op my gevoel het en ek het sy aanraking ervaar en onmiddellik het die koors uit my liggaam verdwyn. Die volgende oggend was my uroloog stom geslaan, bloedtoetse en skaderings het gewys dat alles normaal is. My antwoord aan hom was eenvoudig, baie mense het vir my gebid en ons weet dat niks vir God onmoontlik is nie. So die tweede struikelblok, ek het geglo ek was kankervry, maar vroeg in 2023 het ek verneem dat die kanker teruggekeer het. My onkoloog het my ingelig dat ek 2 fases van behandeling sou ondergaan, 6 weke vir intense bestraling, wat my ongelooflik siek gemaak het, en daarna 8 hormooninspuitings oor 'n tydperk van 2 jaar. Die behandeling het my egter baie moeg gemaak en my fisiese krag aangetas. Ek het nou in Februarie hierdie jaar my laaste behandeling hooplik gehad en ek het in daardie tyd as gevolg van die hormoonbehandeling 12 kg opgetel. En toe einde verlede jaar kort na Kersfees in 2023 het ek 'n ernstige maagaandoening gehad. En toe het my maag vertrek inwendig begin bloei en dit was toe as gevolg van die bestraling. Ek is in die hospitaal opgeneem waar ek vir maande lank moes wortel met hierdie toestand. Die Here het egter 'n engel op my pad gestuur, 'n dokter wat 'n nuwe tegniek gebruik het om die bloeding met formalien te stop. Na 7 kolonoskopies en maande van ongemak was daar uiteindelik 'n bietjie verligting. Hy kon die bloed stop dit was ongelooflik eintlik dat dit was 'n nuwe metode wat hy gebruik het en ek was ek was die eerste een wat dit en hy kon dit stop. So ek sê God se hand is absoluut daarin.
So die stryd en ommekeer gedurende hierdie tyd het ek myself gevind in 'n geestelike stryd. Ek het gesukkel om te glo dat ek gesond sou word en ek het vermoed ek was in 'n diep depressie. Maar God het ander planne vir my gehad. In Desember 2024 het ek gehoor van 'n kursus wat my geloof en roeping sou herontwaak. Op die laaste dag van die jaar het ek besluit geneem, ek gaan glo dat ek sal gesond word en ek gaan my geloof terug in die Here plaas. Ek moes beheer terugvat oor my liggaam en gees. Met God se krag het ek begin herstel en ek het reeds 12 kg verloor, daai wat ek weer opgetel het. Ek het dit 'n klein maar kragtige oorwinning vir my gewees. Self was ek steeds in behandeling gewees op daai stadium met ek 'n nuwe uitkyk op die lewe. Alhoewel al die goed gebeur het en ek reeds geregistreer was vir die kursus, was ek aanvanklik huiwerig om die kursus te voltooi. Ek het my kanker en my vrou wat demensie het, sy's vroeg in haar lewe gediagnoseer met demensie as verskonings gebruik om te besluit om nie die kursus te doen nie, want dit was die inhoud kry van die kursus was dit nou maklik om vroeg die oggend die 21ste Januarie, ek dink toe die kursus begin het, vroeg die oggend vir Huguenot College 'n e-pos te stuur en gesê ek stel nie meer belang om die kursus te doen nie, want ek het 'n baie goeie verskoning van kanker. En ja, die Here is ongelooflik. My vrou is 'n diereverpleegster en was 'n diereverpleegster by die polisie se hondeskool toe sy deur 'n polisiehond baie ernstig gebyt is in 1996. So as gevolg van daardie trauma is sy in 2018 gediagnoseer met demensie. Haar toestand het die afgelope paar jaar vinniger begin agteruitgaan. En ek het gewonder of ek energie sou hê. Die dag toe die kursus begin, sê ek nog gesê het ek vir hulle e-pos gestuur en gesê ek gaan nie meer die kursus doen nie. Ek het niks van die college gehoor nie en na my e-pos na my e-pos wat ek gestuur het die 21ste nie. En ek volg toe op die week van my verjaarsdag wat op die 14de Februarie was. Ek dink dit was die 10de Februarie wat ek vir hulle e-pos gestuur het en gesê het ek wil net hoor en ek hoor niks van julle af nie. Teen daardie tyd het daar reeds 4 klasse verloop en die kursus was goed aan die gang gewees. Maar toe bel Dominee Jaco my, ons dosent, en hy toevallig op my verjaarsdag daai oggend en hy bemoedig my om aan te gaan. En sy woorde sal ek nooit vergeet nie, want hy het vir my gesê, broer, die Here het jou geroep. Jy kan nie net opgee nog voordat jy nie eers begin het nie. Nou kan julle verstaan hoekom ek en hy 'n baie spesiale verhouding het. Hy het toe vir my gesê dat hy gaan vir my 'n kans gee om 2 weke om die om op te vang op die kursus en dan gaan ons na 2 weke weer praat en gesê ek moet aanvanklik nie enige van die klasse in daai 2 weke bywoon nie dat ek die klasse kan opvang. Ek sê toe vir hom dat ek reeds te ver agter is. Hy het toe aanbeveel dat ek 2 weke neem soos ek nou gesê het en dit het heel maklik en moontlik geklink toe. Maar net toe ek reg was om in te haal, het beerkrag my verhinder om toegang tot die my notes te kry. Ek het gedink dit is 'n perfekte verskoning, maar toe gebeur daar 'n wonderwerk waarvoor ons as gesin gebid het. Dit het my laat besef dat die Here my nie los nie. Ek moes vorentoe beweeg en begin inhaal. Hierdie reis het my baie geleer oor myself, God en die samelewing. Soos Abraham in Genesis 12 moes ek leer om te luister wanneer die Here roep. Ek het besef daar is altyd iemand anders wat dit swaarder het as ek. Iets wat ek in een van ons ander studente, Wilhelm, sy getuienis besef het. En dit was in die eerste week wat hy daai getuienis gelewer het. So ek moes opvang en ek het dit in die eerste week so maar agtergekom. Dominee Jaco gee voor die klas begin vir ons altyd 'n geleentheid om iets te deel. En Wilhelm het toe sy getuienis gedeel gedurende die eerste klas. Dit was besonder en ek het net weer eens besef dat ek my sandale soos Moses moes agterlaat en Jesus getrou volg. Ek het ook geleer dat enige donker tonnel daar altyd 'n lig is, al is dit hoe klein. Verder het ek belangrike les oor gebed geleer. Sê nooit vir iemand jy gaan vir hulle bid en doen dit dan nie. Ons moet ons geloof aktief uitleef. Ek het ook geleer dat God geduldig is. Sy genade en disippelskap is daar en dit is ons verantwoordelikheid om dit nie goedkoop en waardeloos te maak nie.
Ek weet nou dat ek nie bang is vir my om dood te gaan eendag nie, want ek weet waarin ek op pad is. Ek het ook 'n paar harde waarhede oor die samelewing besef. Ons leef in 'n wêreld van egos, waar mense dikwels dink dat kerk toe gaan hulle geloof volkome maak. Ons kan maklik stagneer in ons geestelike lewe. Jesus vra egter dat ons met sagte oë na mekaar moet kyk en nie oordeel nie. En hierdie is so mooi. Ons het eendag 'n klas gehad by Manus wat ook nou in die groep is. En hy het vir ons klas gegee en daai is my lewensteks uit Matteus 5 vers 5 en wat gaan oor sagmoedigheid en dit is dankie Magnus, daai teks sal ek vir ewig saam met my dra. Ek is dankbaar dat ek eintlik begin inhaal het en toe verstaan het hoekom so baie van die studente so opgewonde geraak het oor hierdie kursus op die Signalgroep. Ek is op 'n reis van herstel, geloof en gehoorsaamheid. Ek wil ook net met julle deel dat ek 'n tyd gelede met een van die studente gepraat het en hy het my vertel dat hulle nie 'n voltydse dominee het nie, maar dat dit goed gaan met hulle gemeente en dat die Here goed is vir hulle. Want nou kan al die gawes en talente van die gemeente, want nou kom al die gawes en talente van die gemeente na vore. Hy's 68 en doen nou die kursus. As hy klaar is, kan hy die preekverantwoordelikhede oorneem. Onthou die disippels was gewone mense, soos byvoorbeeld Petrus word beskryf soms as 'n lafaard, omdat hy Jesus verraai het. Paulus was 'n tronkvoël ensovoorts. Jy kan 'n verskil maak. Ek daag jou uit om hierdie kursus te doen, want jy broer en suster kan 'n verskil maak, daar waar die Here jou nodig het en die Heilige Gees jou nooi, in iemand se lewe en in jou gemeenskap. Ek wil ook net vir julle sê dat ek het 2 weke terug die voorreg gehad om 'n kerklike retreat te kon bywoon, wat my lewe, behalwe dat hierdie kursus my lewe verander het. Dit was 'n ongelooflike belewenis. Dit was vir my, ek het my kollegas die maandag toe ek by die kantoor kom vir my gevra, broer, wat het met jou gebeur? Want iets het gebeur. Toe sê ek vir hulle, ek was vir 'n hele naweek in die teenwoordigheid van God. Vir wie sal dit nie lekker wees nie? Dit was ongelooflik. Dit was lekker om rondom die woord van God te verkeer en nou nie stil te raak. Ek wil net vir julle ook dankie sê dat ek my storie met julle kon deel en wat 'n voorreg om die pad saam met die Here te kan stap in gehoorsaamheid. Ek bid dat die Here julle sal lei om die regte besluit te maak. Dankie, Jakob. Dankie Bason. Baie dankie vir jou storie, jou deursettingsvermoë en jou getrouheid. Jy is vir ons almal 'n inspirasie van disippelskap en van geloof. Baie dankie dat jy ons so geseën het met jou storie. Ons waardeer dit so baie. Jy is welkom te bly, Bason, anders kan jy jouself verskoon as jy wil gaan. Vriende, ek gaan nou so 'n bietjie aansluit wat by Joshua en Bason gesê het. Ons gaan dit beweeg na hoe die kursus werk. Ons lewe in 'n wêreld wat verskriklik gebroken is en erg dors is na die genade en die geregtigheid van God. So hierdie is 'n kursus waar daar assessering is en ons punte en formasie en 'n klomp goed. Aan die einde van dit, dit maak nie saak hoe goed jy doen nie. Dit maak nie saak wat se amp jy in jou kerk het nie. Wat saak maak is dat jy jou roeping uitleef wat hierdie wêreld nodig het. En ons as gelowiges glo dat die Here ons roep om in sy koninkryk te dien. En hierdie kursus wil jou help om dit te doen. So ek gaan invul en dan gaan ek vir julle verduidelik hoe die kursus werk. As jy nou nie in die NG Kerk is nie, dan moet jy nou net met 'n halwe oor luister. Magnus gaan later 'n bietjie praat oor die ampte van die kerk, maar ek gaan net so 'n bietjie die kursus uitleg, verduidelik en wat die doel is van dit. Ek gaan 'n prentjie met julle deel oor die rigtings van formasie in die kursus. So wat jy nou sien voor jou is 5 groot
temas. En ek gaan dit almal mooi som deur julle gaan. Die belangrike ding wat jy moet raak sien is dat al die kernmodules van al hierdie 5 rigtings dieselfde is. En dan is daar 'n keuse module wat die rigtings van mekaar onderskei. So wat hierdie beteken is, as jy hierdie kursus doen, dan gaan jy aan die einde van jou eerste jaar 'n vak moet kies. En die keuse van jou vak gaan jou in die NG Kerk 'n spesifieke kapasiteit gee. So ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik. Ek gaan of nie 'n voorbeeld, ek gaan stadig deur hulle almal gaan. Die eerste een is die vaardigheid van prediking en liturgie. So as jy geroep voel om in jou gemeente te preek, eredienste te lei ensovoorts, dan kies jy hierdie module of hierdie rigting. Die elektief wat jy gaan doen dan is prediking en liturgie wat dan in jou tweede jaar gebeur. Die volgende een is jeug en familie. So ons dit is nou die tradisionele jeugbediening as met jong mense wil werk. Hierdie rigting het ons bietjie hersien en sê ons werk nie net met jong mense nie, maar ook met families. Daar's ouers betrokke, daar's voogte betrokke, daar's oupas en oumas betrokke. So kyk ons holisties na die geestelike ontwikkeling van ons jong mense. Missionale leierskap, dit is meer die vaardigheid van hoe om 'n gemeente strategies en prakties te lei. Dit is tradisioneel geskryf vir jou kerkraadsvoorsitter as jy in 'n gemeente is waar 'n leraar bietjie ekstra hulp nodig het met die bestuur van die kerk, van die gemeente. Kan jy die ene kies? Gemeenskapsdiakonaat. Dit is vanselfsprekend, dit is hoe kyk ons na die noodlydendes in ons gemeenskap. Alles van dis nou uitreike tot by kospakkies en sopkombuise en mense wat nie werk het nie, mense wat hulle werk verloor het, sistemiese ongeregtigheid, al daai soort goed. En dan die laaste een is pastoraat. So dit is nou hoe begelei ons mense wat ly, so sterftegevalle, egskeidings, alles wat te doen het met emosionele versorging van mense. So, en nou mooi stap vir stap deur al die vakke gaan, maar wat jy moet weet is, jy het die opsie om een van al hierdie rigtings te kies. Nou, ek gaan 'n voorbeeld noem van hoe ons hierdie kursus ontwerp het. So, kom ons sê, jy begin jou eerste jaar studeer en aan die einde van jou eerste jaar, dan sê jy wil prediking doen. Jy skryf in vir die prediking en liturgie module, en jy doen dit, maar in die tyd kom jy agter, maar jy het nog vaardighede nodig, jou gemeente het nog vaardighede nodig, jy dink jy moet ook 'n bietjie pastorale vaardighede kry. So al wat jy doen dan is jy skryf dan vir 'n ekstra module in vir die pastorale sorg. Dit kos jou net die helfte van die prys van daai module, dan gee ons vir jou daai ekstra kapasiteit by in jou gemeente. So jy kan letterlik oor 'n paar jaar al hierdie kapasiteite in jouself inbou en jou gemeente kan vir jou die toegang gee om daai vaardighede in jou gemeenskap uit te leef. As jy nie 'n roeping het nie, jy's net nuuskierig om die studie te doen, dan kies jy 'n rigting en ons kyk waartoe dit jou vat. So ek gaan nou aanbeweeg na die volgende skyfie toe. En dit is hoe die hele kursus uiteengesit is. So gaan vinnig ietsie sê oor die termyne en dan gaan ek ietsie sê oor elke vak. So elke termyn wat jy hierso sien is gelykstaande aan 14 weke. So termyn 1 begin in Januarie, dan hardloop hy tot by Mei toe. Termyn 2 begin van, dis waar ons nou in is, termyn 2 begin in Mei maand en dan het ons ook die skoolvakansie in en dan eindig hy einde van hierdie maand in Augustus en dan September begin ons met die derde termyn wat hardloop tot die laaste week van November. So elke termyn het 14 weke en elke termyn het 2 assesserings. So in die helfte van termyn 1, 2 en 3 het jy, so na 7 weke het jy elke keer 'n assessering en dan weer aan die einde op die 14de week. Die assesserings is formatief van aard. So jy skryf nie toets nie. Ons gaan nie vir jou mondelinge eksamen laat doen nie.
Ons wil hê jy moet praktiese vaardighede aanleer. So byvoorbeeld, ek gaan nou 'n voorbeeld neem. Kom ons sê, ons werk met die preek en liturgie module. Jy moet in daai prediking en liturgie module sal jou assessering wees. Jy moet 'n preek skryf en een gaan doen in jou gemeente. So, elke een van hierdie modules, die 2 assesserings en elke assessering is daar om jou formatief te leer. Jy moet nie net, ek verduidelik dit altyd vir mense, dit beteken, jy kan 'n handboek lees oor gebed, dit beteken nie jy kan vir iemand bid wat besig is om te sterf nie. So, ons wil jou nie net intellektueel slim maak nie, ons wil jou letterlik jou vaardighede van disippelskap en leierskap en geloof verbeter. So, ons kan nou as 'n bietjie vrae, kan ons deur dit gaan. Ek gaan ooit iets oor die klasse ook sê. So in die 14 weke het ons ook klas, so daar's elke week klas. Die klasse is op Zoom. Maandag is Afrikaans en Woensdae is Engels. Die klasse is van 6 tot 8 in die aand. En as jy 'n kerkraadvergadering het of jy kan nie beskikbaar wees nie, dan neem ons die klas op vir jou en op ons leerplatform soos wat persoon gesê het, die platform is MyNotes, stel ons dit vir jou beskikbaar en jy kan dan net gaan opvang. Ek sal, as daar vrae is oor die leerplatform, dan sal ek weer nou kan wys hoe dit lyk, so 'n bietjie tyd oor is. So dis die klasse en dan is daar nog iets wat ek wil gesê het oor die leeswerk. So ons gee al jou leeswerk vir jou op die leesplatform en jy het toegang tot dit. So jy doen jou leeswerk en dan bespreek ons die leeswerk in die klas met al die vrae wat jy het. Alright, ek gaan stadig deur al die modules gaan. Module 1 is gereformeerde teologie, so in jou eerste jaar, ek gaan myself onderbreek. Ek gaan net gou hierdie ding mooi verduidelik, dit kan ook te mekaar wees. So, in jaar 1 het jy 3 modules wat jy doen. Gereformeerde teologie, gemeente eklesiologie en missionale spiritualiteit. Jaar 2, 'n verpligte module, en jou laaste verpligte module is gereformeerde hermeneutiek. Dan kies jy mos nou 'n vak. Nou kom ons sê jy kies prediking en liturgie, dan doen jy daai keusevak tussen Mei maand en Augustus, en dan is jy klaar met die kursus. Maar kom ons sê jy kies pastoraat, dan het jy in die middel van die jaar, tussen Mei en Augustus of September het jy nie klas nie, en jy skakel dan uit gewoon in tussen September en Desember, en dan handel jy die kursus dan af. So, die kursus, alhoewel dit lyk asof dit 2 jaar is, nie regtig 2 jaar nie, dis meer as 18 maande, afhangend van wat se vak jy kies. Alright, ek gaan deur al die modules gou gaan. Gereformeerde teologie, ons werk baie sterk daar rondom 2 fokusareas. Die eerste een is, so wat Joshua gesê het, so 'n bietjie, hoe lees ons die Bybel, hoe verstaan ons God se rol in die wêreld en hoe hy in verhouding met ons tree. En daarom het ons baie in hierdie spesifieke module te doen met roeping, met jou identiteit in God en hoe God deur ons in die wêreld werk. Dis die een tema. Die tweede tema is 'n baie belangrike tema, dit is die belydenisgrondslag van die gereformeerde tradisie. So ons lees letterlik al die belydenisskrifte, ons praat oor die teologie van dit, ons doen die Heidelbergse katekismes, die Dordtse leerreëls, ons doen die belydenis van Ballard, alles wat jy aan kan dink. Ons werk dit lekker stadig en diep deur, en dan aan die einde van die module van die termyn 1, en dan staan nou as dit seker en dan is jy klaar met dit. Die tweede termyn in jou eerste jaar is gereformeerde eklesiologie, soos ook gesê is, dis kerkgeskiedenis. Die eerste deel, so ons begin letterlik met die storie van die kerk na Openbaring, en ons werk reg deur die geskiedenis tot by die storie van die kerk in Suid-Afrika vandag, met jou spesifieke denominasie. Dis die eerste helfte. Die tweede helfte van termyn 2 van hierdie module is kerkreg. So wat ons daar doen, en dis waarmee die studente nou tans besig is elke denominasie stuur vir ons hulle kerkregkundiges, en dan doseer daai kerkregkundiges vir ons die kerkreg van jou denominasie in daai tyd. So jy gaan bietjie leer hoe om met die sisteem van die kerk, die reëls van die kerk, die orde van die kerk,
lekker te werk. So dis module 2, gereformeerde eklesiologie, en dan die laaste een is ons baie opgewonde oor, dis nou die een wat amper begin, dis missionale spiritualiteit. So daai module is gefokus daarop om ons te leer, hoe luister ons na God se gees, en is ons gehoorsaam vir dit. So dit wil ons die vaardighede leer, hoe om na God se gees te luister. En wat ek altyd vir mense sê is, van kleins af leer ons bid en ons sê vir die Here wat ons nodig het en ons sê vir hom 'n klomp dinge oor ons lewens en ons vra vir hom goeders. Ons praat baie met die Here, maar watse vaardighede het ons aangeleer om na sy gees te luister en hoe is ons gehoorsaam in dit? So dis 'n baie lekker splinternuwe praktiese kursus om ons die vaardighede van geestelike onderskeiding te leer. Dan is jy klaar met jaar 1, dan doen jy jou laaste verpligte module, dis gereformeerde hermeneutiek. Nou hermeneutiek is net 'n fancy woord vir interpretasie en dit is, hoe lees ons die Bybel verantwoordelik? Weer in 2 gedeel, die eerste 7 weke is aan ons net Ou Testament tekste doen en die tweede deel net Nuwe Testament tekste. Ons gaan vir julle leer hoe om nie net dis nie Bybelstudie nie, dit is letterlik soos eksegese, die woord eksegese, hoe lees ek die Bybel diep en deeglik, en interpreteer ek dit vir my konteks vandag. Nou, soos wat ek gesê het, as jy daai 4 modules klaar gedoen het, dan is jy klaar met jou kernmodules en dan die 1 module gekies. Soos wat ek gesê het, jeug en families fokus op die vaardighede wat ons leer, hoe om met jeug en die familie rondom jeug te werk. Dit is alles van jeugontwikkeling, kategese, formasie, alles wat te doen het met jong mense, en die voortofouers wat na hulle kyk. Prediking liturgie, soos wat ek vir julle verduidelik het, hoe skryf ek 'n preek, hoe lewer ek 'n preek, hoe ontwerp ek 'n liturgie, soos die kies van die liedjies, vir die erediens, alles wat te doen het met die erediens. Ons leer julle nie net die preekvaardighede nie, maar alles rondom die erediens, vandat jy die mense groet as hulle by die deur inkom, totdat jy amen sê aan die einde. Dan missionale leierskap, baie lekker een, hy 2 aspekte aan hom. Een is letterlik die bestuur van die kerk, so hoe doen ek 'n goeie kerkbegroting, hoe hou ek die lidmaatskap databasis vas, hoe hanteer ek verhoudings met die personeel vir wie die kerk werk, maar dan ook bietjie meer strategies, hoe vra ek waantoe is die Here op pad met die gemeente? Hoe onderskei ek wat die Here se gees met ons wil doen en waantoe hy ons uitnooi? Gemeenskapsdiakonaat, weer eens het ek nou oor dit gesels, dit is die vaardighede wat ons aanleer hoe om na die mees weerlose mense in ons gemeenskap te kyk. Dis 'n baie lekker praktiese kursus daai, ons het verskriklik goeie dosente in dit, wat alles doen van nie net hoe help ek mense wat nou in die nood is nie, maar hoe maak ek dat ons gemeenskap op 'n lang termyn na mense kyk, sodat hulle nie in die nood bly nie, maar op die einde daarvan uit kan met hulle lewens aangaan. So, voorbeeld wat ek het is, iemand verloor hulle werk, hulle het nie werk nie, hoe kry ons van hulle van kospakkies af van die gemeente, na 'n plek waar hulle weer 'n volhoubare werk het, en na ander mense ook kan omsien. En dan pastoraat, soos ek nou verduidelik het, hoe kyk ons dan die mense se geestelike en emosionele welstand, mense wat mense aan die dood afgestaan het, mense wat in konfliksituasies is, mense wat sukkel met persoonlike kwessies, want dit is alles rondom dit. En dis die hele kursus, so net om te herhaal, as jy inskryf vir hierdie kursus, dan doen jy 4 kernmodules en aan die einde van jou eerste jaar kies jy dan 'n keusemodule, en dis een van die keusemodules wat jy kies, maar as jy byvoorbeeld jeug en familie of prediking kies, beteken ook jy gaan aan die einde van dit kan aanhou en jy kan al die ander kursusse ook doen as jy sou wou. En dan gaan ek gou hier is wat ek wil op julle wys. Okay, dis 'n opsomming. Elke module is 14 weke en dan so het ek gesê daar's 2 assesserings per module en dan
assessering is formatief van aard, beteken jy gaan nie soos 'n papegaai leer wat in Genesis 1 staan nie. Ons gaan leer hoe om dit in ons lewens toe te pas en as mense beter disippels te wees. Die koste van die hele kursus is R6.000. R3.000 van dit is registrasiegelde wat betaalbaar is voor ons eerste klas. So as jy nou aansoek doen vandag, aansoek is verniet, dan registreer jy tussen Oktober en Januarie, waarmee jy R3.000 betaal, en dan jou ander R3.000 is betaalbaar voor Mei maand. So ons het dit probeer ontwerp sodat daai R6.000 nie heeltemal in die begin betaalbaar is nie. Net 'n dingetjie oor die koste. As jy in 'n NG Kerk is, daar is 'n kerkordelike reëling wat sê as jy in 'n NG Kerk is en jy wil hierdie kursus doen, dan gaan jou gemeente en of jy vir jou instaan vir daai koste. So dit gaan jou nie iets kos nie. Ek het gesê klasse is 1 keer 'n week aanlyn. Dit is 2 ure lank en die klasse word opgeneem en die aansoeke is nou oop. So dit is alles van die kerklike of van die akademiese opleiding. Dan wil ek gou iets met julle deel. En hier gaan ek nou vir my kollegas vir Saries, vir Piet en vir Marinus betrek. So, hoe ons hierdie kursus ontwerp het vir die NG Kerk, maar ook vir al die ander kerke, is daar's 3 vennote wat rondom jou as 'n mens kom staan en wil seker maak nie net dat jy akademies baie mooi groei nie, maar dat jy in jou menswees, in jou geloof groei. En ek gaan nou vir julle elkeen van hierdie sirkeltjies verduidelik. So die blou sirkeltjie is die akademiese vennoot van jou. Dis my werk. Ek is daar om die akademie se integriteit vas te hou, om jou te assesseer, om seker te maak jy kry 'n ordentlike klas en die leeswerk en al daai goed. Ja, akademiese formasie. Dan is jy ook in 'n gemeente. Jou gemeente speel 'n verskriklike belangrike rol in hierdie kursus om 2 redes. Eerstens is ek het nou verduidelik, ek is die dosent, maar daar's dus oor die 90 studente in die kursus. So ek kan nie elke week van gemeente na gemeente toe gaan en julle assesseer nie. So ons maak staat om plaaslike leraars om julle te assesseer. So jou verhouding met jou leraar is verskriklik belangrik, want jou leraar gaan vir jou punte gee. Ek gaan dit ook modereer en met hulle heeltyd in 'n gesprek tree, maar jou leraar assesseer jou in die gemeente. So dis die eerste belangrike punt. Die tweede belangrike punt is jou leraar is jou mentor. So as jy vra oor die kursus wat jy dalk skrikkerig is om in die klas te vra of jy het ekstra leeswerk nodig, of jy 'n bietjie bemoediging nodig, dan is jou leraar daar om vir jou te help met dit. So beide Piet en Saries is albei ook mentors. So hulle gaan vir julle nou 'n bietjie praat oor mentorskap en hoekom dit so belangrik is en wat die vrug daarvan is. Die laaste vennoot is die seminarium. Ons noem dit kerk eie opleiding. Hierdie is ook belangrik en dit is waar hulle ook gesels. So die akademiese ruimte leer vir jou byvoorbeeld wat is die 'n goeie voorbeeld wat ek kan gebruik. Wat is die ampte van die kerk? So omdat jy in die klas sit saam met mense wat nie net NG Kerk is nie, so jy sit saam met VG Kerk studente en ander denominasies, hoe daai teologie verstaan en beliggaam word binne in jou denominasie en in jou gemeente is verskriklik belangrik. So in die NG Kerk se geval werk ons met ampte wat anders lyk as ander denominasies sin. So die seminarium is daar om jou kerk eie opleiding te gee. Hoe leer ons hierdie akademiese werk en hoe pas ons dit toe binne in ons eie geloofstradisie? Baie belangrike rol daai wat dit speel. En die werk van die seminarium is om die akademie te integreer in jou roeping sodat jy in jou gemeente en jou gemeenskap 'n verskil kan maak. As ek dit so kan verduidelik. As julle nou vra oor dit, as julle welkom. Ek wil hierso gou vir Saries en vir Piet in die gesprekke nooi. Dalk kan julle met ons 'n bietjie deel oor die kerklike opleiding oor mentorskap, hoekom dit belangrik is en hoe dit so 'n bietjie lyk vir julle, wat julle verwag van die studente en hoe julle na hulle kyk. Piet, Saries, ek gaan hierso stop en dan kan ons na julle luister. Goeienaand almal. Dit is lekker om vanaand saam julle te gesels.
Ek sien my vrou het sopas die weergawe van warm patat met my gespeel en toe Jaco sê ons kan daaroor gesels, het sy dadelik haar beeld afgesit. So ek neem aan dit is 'n teken dat sy wil hê ek moet eers praat. Van my kant af baie welkom. En ja, ek kan terugvoer gee oor die afgelope 2 jaar. Ek dink dit is 'n ongelooflike voorreg gewees om die afgelope 2 jaar met studente betrokke te wees. Dit het dalk die studente gehelp, maar dit het my as 'n predikant ook al beter in 'n volronder predikant gemaak. Ek dink die roete wat ons met mekaar stap en die manier hoe ons dit met mekaar stap is regtig hand aan hand. Die doel is nie om jou te probeer vasvra nie. Een van die studente het op 'n stadium na my toe gekom en gesê hulle is bang oor die akademiese komponent en hulle is bang oor die kerklike komponent want hulle is bang hulle word vasgevra. En ek dink nie dis die doel van enige kant af nie. Ek dink regtig soos toen Jaco gesê het, ek dink dit is die doel is om half in diens opleiding te gee en ek is persoonlik baie opgewonde oor die volgende 10-15 jaar in die kerk in Suid-Afrika. Ek dink daar gaan 'n klompie skuwe gebeur en ek dink ons gaan baie anders begin dink oor 'n klomp goed, onder andere oor die rol van die ampte in die gemeentes. Veral op die platteland sien ons 'n tendens waar daar minder voltydse predikante is en meer diensleerders en bedienaars wat gekwalifiseer is deur hierdie teologiese bane van opleiding. So dis mense wat 'n teologiese grondkennis het en wat op die teologiese verantwoordbare manier die kerk kan laat voortleef, selfs al sou daar nie 'n permanente predikant op daai spesifieke dorp of in daai spesifieke gemeente is nie. Dis natuurlik nie net beperk tot die platteland nie, maar ook tot die staatskonteks waar gemeentes ook kleiner word. Ek dink regtig die rol van die bedienaars en die diensleerders is om predikante se hande te vat en ons te help om meer betrokke te wees by ons gemeentes. Vir my in my bediening dink ek verhoudings is van kardinale belang en die feit dat mens meer hande of meer voete op die grond het, maak dat jy meer hande het, maak dat jy meer verhoudings kan bou. So van my kant af, ek is eerlik as ek sê die afgelope 2 jaar, ek het nou die voorreg gehad en het nog steeds die voorreg om as mentor op te tree vir wat dit mag werd is, maar ek dink ek leer meer by die studente as wat hulle by my leer. En ek weet dis 'n geuite uitdrukking en dis 'n tipe ding wat ons in die kerk vir mekaar sê, maar dis regtig 'n geval. Van dit forceer my as predikant om ook weer myself so 'n bietjie in te grawe in die teologie en te sê maar weg, ons is nou besig met eklesiologie of ons is nou besig met die kerkreg. Presies waar kom ons kerkreg vandaan? Wat is die geskiedenis van die hervorming? Verstaan, wat was die rol van Johannes Calvin? Ek het vandag toevallig met 'n student in gesprek getree oor 'n werksopdrag van haar. En dit help jou so 'n bietjie net om weer te besef wie is ons en waarheen is ons op pad. So ek is ongelooflik opgewonde oor hierdie roete. Ek is ook opgewonde oor die belangstelling wat daar vanaand is, nie net by julle nie, maar ook by hulle wat vanaand dalk nie noodwendig hierdie sessie lewendig kan bywoon nie. En as daar enige vrae is, vra asseblief, moenie huiwer nie. Ons help graag en ek dink regtig net ek wil afsluit met die gedagte dis vir my 'n ongelooflike voorreg. Ek weet ek het dit al gesê. Dis 'n ongelooflike voorreg om deel te mag wees, om ook te sien hoe mense ontwikkel in die mans en vrouens wat God hulle geroep het om te wees in die koninkryk. So baie dankie vir daai voorreg. Jaco en Marnus. Dankie Piet, jy gaan aan die patat vir jou vrou gooi, lyk dit vir my. Het haar kamera aangesit. Nee, ekskuus, ek moes nou net 'n oproep antwoord. Dit is nou iemand wat van gister af probeer bel, so ek het gehoor wat Piet gesê het. Was daarom nou nie heeltemal so nie. Ek dink wat hierdie program en nuwe studies vir my op die tafel sit is om te sien hoe gemeentes uiteindelik weer verantwoordelikheid neem vir hulle self en hoe lidmate uiteindelik opstaan en verantwoordelikheid neem in die gemeentes. Ek dink dit is belangrik om vas te hou aan wat Jaco heel aan die begin gesê het, toe hy gesê het dat die kursus is nou meer daar om by te staan in die vorming van disippels. En disippelskap is iets wat my regtig na in die hart lê en ek dink dit is iets wat ons nooit tot 'n einde gaan kom nie. Ons sal altyd daarmee besig wees, altyd bly groei tot en met ons laaste asem. Maar om sommer net vir julle agtergrond te gee, hoe dit werk in ons ring,
Ons is in 'n plattelandse ring, baie afgeleë in die baie mooi Namakwaland. En daarom vra ek ook verskoning hoe my gesig lyk. Ek het erge allergie as gevolg van die blomme, so daar kan op die stadium nie veel op my gesig gaan om dit te verbloem nie. Maar ons het in ons ring 10 gemeentes waar daar 5 predikante is en net 3 permanent. En ek het 3 konsulentgemeentes met wie ek na hulle pad stap vir amper 7 jaar. En dit is my lekker om te sien toe die nuwe bane vir teologiese opleiding op die tafel geplaas word, het dit vir my soveel hoop gegee vir die gemeentes in ons ring, die gemeentes wat waarskynlik altyd vakant sal wees hiervandaan vorentoe. En daarbey bedoel ek maar net dat daar nie meer 'n permanente predikant in die gemeente werksaam is nie. So dit is my lekker om te sien hoe 5 studente opgestaan het, hulle hande opgesteek het, ek met hulle 'n pad gestap het, in voorbereiding en hulle studies uiteindelik aangepak het. 4 van hulle is al klaar, 1 is nog besig, maar sy doen ongelooflik goed. En dit is my so mooi om in die gemeentes te sien hoe hulle op die stadium floreer. Ons het mooi geleenthede geskep in die eredienste om die gemeente te herinner dat hulle verantwoordelikheid het vir hulle bedienaars en dat die bedienaars uiteindelik ook weet hulle het 'n verantwoordelikheid vir die geestelike versorging op verskillende vlakke van die gemeente. En dit was baie kosbaar. In die platteland is mense nogal geneig om te praat van menskerk, of in die Namakwaland praat hulle daaroor. En ek dink wat die studies en die toerusting uiteindelik vir hierdie mense gegee het, dit is nou meer as net menskerk. Dit is mense met 'n ongelooflike goeie teologiese onderbou, dit is mense met 'n verskriklike goeie verstaan van hoe ons Bybel lees, hoe ons leef en hoe ons kerk is. So, in die 3 gemeentes sien ek hoe hulle leierskap elke dag meer en sterker word, hoe hulle die gemeente begelei op verskillende vlakke en uiteindelik daarso dien met hulle talente en gawes wat die Here uiteindelik vir hulle gegee het. En ek dink dit is iets wat ons uiteindelik as gelowiges elke dag behoort te doen. Ons neem verantwoordelikheid vir ons eie geestelike lewe, maar ook die van ons gemeente. En ons neem verantwoordelikheid vir ons gemeente uiteindelik. Dit hang nie net af van die kerkraad of die predikant in diens of hoe dit ook al uiteindelik mag wees nie. Ek dink ons almal dra aan daai verantwoordelikheid. En dit is goed om te sien hoe studente nou toegerus word en opgelei word en dat hulle deel en saam dra aan daardie verantwoordelikheid. Dit is ook 'n groot geskenk, dink ek, al die bedienaars, diensleraars, almal wat op die stadium opgelei word, is 'n ongelooflike geskenk vir die NG Kerk. Ek dink dit maak dit skielik baie meer moontlik vir mense om hierdie gedeelte van hulle roeping te kan leef, te kan aanpak en uiteindelik daarin floreer. So dit is 'n ongelooflike groot geskenk. En ek wil saam met Piet stem, ek is baie opgewonde oor die toekoms van die kerk en hoe al hierdie goeders uiteindelik gaan inpas en hoe ons mekaar se hande sterk maak. En ek dink maar net hoe meer 'n mens leer, hoe meer word jou belangstelling geprikkel. So ek dink selfs as jy jou studies voltooi het, gaan jy nooit ophou om uiteindelik met 'n klomp goed om te gaan nie. En dit is net vir my so mooi om te sien hoe die studente uit ons streek floreer, hoe hulle sterk word, hoe hulle menswees groei, die selfvertroue wat hulle uiteindelik kry. Dit is lekker om te sien hoe die gemeente vir hulle lief is en hulle ondersteun en dit is net mooi. Dit is mooi om te sien daar. En uiteindelik in my verhouding wat ek met hulle al so lank pad stap, is dit net vir my ongelooflik om te sien en uiteindelik ook vir Huguenot College te kan vertrou met die ongelooflike teologiese onderbou wat in die studente ingebou word, die manier hoe denke gevorm word en begelei word. Ek dink dit is regtig mooi. So vir ons is dit uiteindelik in die platteland seker die antwoord waarop ons al so lank wag en ek dink dit gaan al hoe meer begin gebeur in die breë kerk en dalk ook nie meer net op die platteland nie, maar ek dink dit is lekker om te sien hoe mense wat lief is vir die kerk opstaan, sê Here gebruik my, stuur my, ek steek my hand op, ek is gereed vir dit wat U vir my beplan, ek wil graag diensbaar in U koninkryk wees. En dit is vir my en Piet baie lekker om saam met die studente 'n pad te stap en uiteindelik ook deel te wees hiervan. En daarvoor wil ek ook vir Jaco en Manne sê dankie dat julle ons ook hiervoor ingetrek het. Dankie Saries, dankie vir jou mooi woorde. Ek gaan net vir Magnus Havenga in die gesprek innooi. Magnus, so die kursus 'n spesifieke opleiding vir die ampt van bedienaars in die NG Kerk. Dit het ander name en ander denominasies.
So Marnus het dalk net vir ons 'n bietjie vertel oor die spesifieke amp en hoe die storie van die amp gewerk het, hoe dit ons nou hierso is en hoe dit werk in verhouding met diensleraars en leraars en ook dalk bietjie oor die artikulasie. Baie dankie Jaco, dit is my verskriklik lekker om vanaand hierso saam te wees, te kon luister wat almal sê en verskriklik opgewonde sommer oor alles wat ek gehoor het, oor die getuienisse van die twee studente. Jaco, verskriklik dankie ook vir al jou moeite, nie net vanaand nie, maar ook met die kursus as sulks en natuurlik ook Piet en Cerise wat 'n wonderlike rol speel as mentors vir studente. Jaco, so ek het baie gehou van wat vanaand gesê is oor disipelskap en ek dink dit is verskriklik belangrik dat die klem daar lê. Daar's baie gepraat ook oor die vroeë kerk. Jy het gehoor dat dit iets is wat in die kursus aangeraak word en ek dink dis belangrik dat ons weer soos in die vroeë kerk weet dat teologie nie net iets is wat daar ergens op 'n berg of 'n ivoortoring gedoen word nie, maar dit iets is wat regtig kan leef in gemeentes, in geloofsgemeenskappe, maar meer nog as dit is dat dit iets is wat tot uiting kom in mense se lewens, dat dit regtig iets is wat gestalte kry in wat ons dag tot dag doen. En ek is so opgewonde om te hoor dat self net deur die kursus te doen voordat ons enigiets verder gesê of voordat enigiets verder gesê word, dat dit die eerste fokus is om dieper en meer te leer oor God se mense, hierdie wonderlike tradisies waarin ons staan en die manier hoe dit tot uiting kom in die wêreld. Maar dan is dit ook so dat van die vroegste tye af God inderdaad mense roep om voor te gaan. Ons het nou gehoor van byvoorbeeld eredienste en die leiding daarvan en spesiale rolle ook in geloofsgemeenskappe en gemeentes en die gemeenskap as in Hebreë speel. En almal van ons weet ons het 'n roeping. Dis een van die goeders van die reformatie ook ons kom herinner aan. En maar in die kerk is daar ook spesiale roepings wat daar dikwels kan wees en daarvoor het ons die ampte nodig. Nou die ampt van die Christen, van die lidmaat, van die persoon, ek dink dit is een van die belangrikste ampt, want dis mense wat dag tot dag as disipels van Jesus in die wêreld leef. Maar dan is daar ook inderdaad mense wat byvoorbeeld in die erediens voorgaan en ander funksies ook in die kerk verrig. En tradisioneel het ons altyd net die predikant gehad, iemand sou 6 jaar gaan studeer het, of 7 jaar selfs vroeër, en so 'n sekere opleiding ontvang het, en is dan gelegitimeer, hierdie groot woord wat beteken, jy is eintlik maar 'n lisensie gegee, om dan as predikant ergens in 'n gemeente bevestig te word. En dit was wonderlik, en ons is verskriklik dankbaar vir mense wat hierdie pad gestap het, en steeds doen, om as predikante opgeleid te word en as predikante in gemeentes en gemeenskappe te dien. Maar ons het ook besef dat daar 'n verbreding van hierdie amp kan plaasvind, dat daar ook ander maniere is binne die amptstruktuur van die NG Kerk wat mense kan sê dat ek graag teologie wil studeer, graag kerklike opleiding wil ondergaan en spesifieke take ook dan bedieningstake in die kerk wil verrig, deur dan ook in 'n spesifieke ampt te staan. Die eerste daarvan is die diensleraar, en hierdie ampt is iemand wat gelegitimeer is. So baie keer in die ekumeniese kerk word daar gepraat van ordained ministry. Ons praat van gelegitimeerde bediening, en dit beteken iemand het byvoorbeeld ten minste in die NG Kerk op die oomblik tot op baccalaureus vlak 'n WTH byvoorbeeld gedoen by Huguenot College of elders, en word dan as 'n diensleraar gelegitimeer en kan ook dan in die gemeente so werk. Hierdie persoon word hoofsaaklik en gewoonlik dan met sekere take in die gemeente toevertrou. So dit kan wees byvoorbeeld erediens leiding, dit kan byvoorbeeld wees dat die persoon met die jeugwerk of haar gemeenskapswerk gedoen word, en as 'n gelegitimeerde kan hierdie persoon ook natuurlik preek en ook dan die sakramente bedien. So ek sal nou 'n bietjie meer oor die diensleraar dalk ook sê. Maar saam met dit het ons ook dan die bedienaar. En die bedienaar is hoofsaaklik dan lidmate wat partykeer dan ander take en werke in die week het, wat in beroepe staan en daar dag tot dag ook dan as disipels natuurlik werksaam is.
maar dan ook as bedienaar opgelei sou kon word om te sê dat in die geloofsgemeenskap daar ook spesiale bedieningstake is wat toevertrou word. Nie net deur die gemeente nie, maar sommer ook deur die ring. En dat mense is deel van 'n bedieningsspan, soos daar predikante is en daar's diensleraars, daar inderdaad ook bedienaars deel van hierdie span is en kan wees. So wat dan gebeur is in die verlede het ons net bedienaarskursusse gehad. Julle het nou gehoor van die prediking kursus wat lank daar was, toe was daar bedienaarskursus, maar ons is verskriklik dankbaar dat daar nou deur die kerk geakkrediteerde sertifikaat in teologie hierdie regtig uitstekende akademiese kursus by Huguenot College aangebied word met die verskillende opsies wat daar is. Die moontlikheid bestaan dat jy deur jou gemeente en ring gestuur kan word. As jy in die NG Kerk is, kan jy, soos Jaco gesê het, ook kerkregtelik vra dat hulle instaan vir die kostes, dat jy die opleiding deurloop en aan die einde daarvan dat jy dan in een van hierdie bedieningsrigtings of take of fokusareas bevestig word as 'n bedienaar. En dit beteken dat jy inderdaad ook dan deel van die struktuur van die kerk is, dat jy uiteindelik deel van hierdie bedieningsspan, formele bedieningsspan ook in die gemeente is en kan wees. Jy kan ook altyd dan artikuleer. So die gedagte is dat iemand miskien dalk begin as 'n bedienaar en besef, ek wil graag verder swat, of ek wil graag meer dalk van my tyd gee, of my situasie is so, dat ek ook as diensleraar wil geroepe voel om dit natuurlik so te bedien, want roeping is die kernwoord wat ons gebruik word, en dan is daar die moontlikheid om na die kerk geakkrediteerde sertifikaat aan te gaan om byvoorbeeld 'n BTA te doen, of soos ons by Bason gehoor het, die nagraadse diploma by Stellenbosch te doen. Nou dis alles prosesse waar jou mentors en mense wat by die akademiese instellings werk, soos Jaco, en inderdaad dan ook die kerk, ek self, ons is by die kuratorium van Wes-Kaapland, 'n hele span van mense het en nog gaan kry wat mense kan begelei en kan help in hierdie areas te ondersoek, saam te onderskei en te bedink wat die Here mens ook roep om volgende te doen. So in kort, ons is baie dankbaar in die NG Kerk dat hierdie kerk geakkrediteerde sertifikaat in teologie, wat in die eerste plek 'n disippelskap kursus is, ook mense so oplei saam met die mentors en saam met die kerklike opleidingsprogram om as bedienaars in die kerk werksaam te wees. En die woord wat dikwels gebruik word is bevoegdheid. So dis lidmate inderdaad dan wat bevoegdhede dan het om byvoorbeeld nie net te preek nie, maar ook ander take in die kerk te doen as deel van hierdie bedieningsspan. En ek dink deur dit te doen, beweeg ons al hoe nader, en daar's al 'n paar keer miskien vanaand daarna verwys, na hoe dinge ook in die vroeë kerk was, en self in die reformatie tydperk. Calvin het 'n hele groep mense gehad wat bedien het en gepreek het, en ons glo ook vandag dat die God mense roep in ons kerk en in ons land en in die wêreld om presies hierdie take vir 'n gebroke en wêreld wat honger na woorde van genade en geregtigheid, soos Jaco so mooi vroeër gesê het, uit te leef. So, dankie Jaco dat ek hier kan wees vanaand. As julle met my wil kontak maak, my e-posadres, ek vermoed dit is dalk beskikbaar elders, maar is marnus@kaapkerk.co.za, en ek is daar verantwoordelik hoofsaaklik vir teologiese opleiding, maar ook navorsing, en dit sal verskriklik lekker wees om aan te hou gesels. Maar baie dankie Jaco vir die uitnodiging en vir alles wat vanaand hier gebeur het. Baie dankie Marnus. Vriende, ek gaan nog 'n laaste dingetjie met julle deel en dan gaan ek tyd gee vir vrae. En as ek vra, dan gaan ek die opname stop sodat julle nie voel julle word nou opgeneem nie. Wat ek graag met julle wil deel is hoe mens aansoek doen vir die kursus. So ek gaan vir julle hierso my webwerf wys. So dit is net huguenotcollege.com. En dan as jy op die webwerf gaan, dan sal jy sien die heel bo links staan na apply now. Jy klik net daarop en dan gaan jy sê start new application met 'n ID-nommer. Dan gaan jy jou besonderhede invul. En wat net belangrik is hieronder kan jy nou jou vakkeuses doen. Dan kies jy die Church Accredited Certificate in Theology. As jy dan al jou gegevens ingevul het en dan druk jy submit en dan gaan ons personeel
met jou in kontak tree. So die belangrike ding wat jy net moet weet is die vak wat jy verkies is die Church Accredited Certificate in Theology en julle is welkom, die aansoeke is klaar oop, julle is welkom om nou al aansoek te doen. Kan gou die opname stop en dan